As jy wil weet aangaan die wêreld van rugby, dan lees jy rapport. Tinus van Staden is die sportredakteur van rapport en hy en Hendrik Cronje breek gereeld nuwe stories wat niemand weet waar dit vandaan kom nie. So wie beter om met te gesels oor die nuwe spelerskuive wat aan die gang is, David Kriel wat Frankryk toe gaan, Salman Mourad wat nou ook Frankryk toe gaan. Wat gaan aan met die Bulls? 'n Stitkrisis. Hoekom speel Embrose Papier nie vir die Springbokke nie? En nog baie meer. Die tydstempels is hier op die skerm as jy wil vooruitspring. So kom ons begin. Hier volg die rugbynuus net op Raakvat Rugby. Welkom terug by Rugby Nuus, ons gespreksprogram hier op Raakvat Rugby waar ons met bekende joernaliste gesels en wie is meer bekend as Tinus van Staden, redakteur van Rapport, sportredakteur van Rapport. Welkom terug Tinus, nog was 'n rukkie. Hallo MW, ja, dankie. Ek dink ons baie ouens wat baie meer bekend is as ek, maar dankie vir die komplimente. Dit is seker lekker om weer terug te wees met jou te gesels. Nou, een nou wat sekerlik meer bekend is as albei is Hendrik Cronje en die man wat die gawe het om die nuus te breek. Ek en Harry spot al as Hendrik het nie gesê het nie, is dit nie die waarheid nie, né? En hy het dan die laaste keer 'n hele klomp lekker stories gebreek, onder andere laas jaar te begin by Jake. So ek sê jy het my, dit was soos 'n skoot water in die gesig gewees, my heeltemal onkant gevang. En die nuutste een, David Kriel het my net so onkant gevang. Ek het 'n hele week in die Bulle deurgebring en daar was geen sprak of sprook dat David op pad is nie. En so waar is vragies net daai selfde Sondag, hier breek die nuus. Ja, 'n bietjie hoe dit gebeur. Ja, ek was ook self nogals verbaas want hy was my die laaste paar jaar waarskynlik een van die Bulle se belangrikste spelers. Die groot voordeel van 'n ou soos hy is natuurlik dat hy's nie in die Springbok prentjie nie. So dit beteken dat hy is die heeltyd beskikbaar vir die Bulle. Dit is die hoogste rugby wat hy speel. Mense kan seker sê dat hy, jy weet nou, behoort dalk in die Springbok gesprek te wees. Dink hy vaar ook baie goed op heel agter. Ek dink hy's ook 'n onderskatte, sy veelsidigheid is nogals onderskatte. Hy doen alles wat hy doen hy baie goed. Jy weet hy kan skop ook, hy kan hardloop, sy verdediging is goed. So ek dink dit is nogals 'n slag vir die Bulle, veral as jy in ag neem dat daai tipe spelers na wie ek nou verwys het soos hy wat nie in die Springbok prentjie is nie. Een van my kollegas by Sport24 praat altyd van die mid-management tipe ouens. Daai spelers raak al meer belangrik met hoe besig die skedule is en die feit dat die Springbokke weg is op bokdiens en dan nog boonbehalwe dit dat hulle moet 'n rusperiode hê terwyl hulle by hulle franchises is iewers in die jaar. En die ander ding is, ongelukkig is dit so dat ons sien nie altyd die beste van die Springbokke as hulle by hulle franchises is nie. So jy betaal baie geld vir 'n Springbok, maar jy kry nie noodwendig soveel waarde daarvoor. Uiteraard is daar die uitsonderings. Ek dink aan iemand dalk soos Morney van den Berg, jy weet wat regtig 'n baie groot rol by die Leeu speel. Damian Willems het dalk selfs ook in 'n mate kan jy sê hy's dalk een van die mees hoë profiel Springbokke wat regtig goed speel vir sy franchise. Maar rondom sulke spelers het jy 'n David Kriel bitter nodig. 'n Speler wat eintlik goed genoeg is vir toetsrugby, maar nie toetsrugby speel nie. So ek is nie presies seker al die wat alles in die binnekring gebeur het nie, maar ek sou amper dink, dalk weet jy, dalk kan jy vir my sê, ek sou raai dat die Bulle dalk wil vashou aan hom. Weet jy dalk of hulle wou? Ja, hulle wou definitief vas. Ek het vir my gesê hulle het alles in die stryd gewerp, maar hulle kon nie daai aanbod van La Rochelle ewenaar nie. Veral omdat hy nie 'n Bony speler is nie. Jy weet daai tipe salaris boost wat jy kry van die Springbok af is krities. Ja, presies. Hendrik het ook nou die afgelope naweek geskryf dat jy weet dieselfde roete kan dalk vir Embrose Papier voorlê, want hy is nou so hoog in aanvraag dat as die Bulle nie pony bydra van Saru begin kry vir iemand soos hy nie, dan gaan dit vir hulle ook baie moeilik wees om aan jou vas te klou. So nou is die vraag ook, is dit so moeilik, want wat doen jy? Jy weet, hoe maak jy seker jy behou daai, want jy gaan nooit kan meeding met die salarisse wat betaal word. Maar ons het nou gesien, soos byvoorbeeld by die Stormers, hoe hulle met die behulp van 'n derde party iemand soos Damian Willems se salaris kon aanvul. Soos ek het verstaan, doen die Bulle dit ook met Andre Pollard. Maar nou weer eens, jy weet, Pollard is dalk nou hy's op 'n ongelooflike hoë
salarisvlak, maar as ek nou vir jou vra en is dalk omstrede, wie tussen David Kriel en André Pollard is meer waardevol vir die Bulle? Ek sou dink is David Kriel. Vir daai redes wat ons reeds genoem het. Ja. Hy's reg deur die jaar beskikbaar. Hy speel sy beste rugby uiteraard vir die Bulle, want dit is waar hy speel, is die hoogste vlak waarop hy speel. En hy's regtig 'n baie goeie speler. So ja, dis moeilik, maar daai tipe spelers, 'n David Kriel tipe speler gaan veral nou ook in die toekoms. En ons het al gehoor nou ook Hendrik wat die storie geskryf het van die Haie wat hulle kontrakteringsmodel bietjie gaan aanpas om meer te fokus op spelers wat nie voltydse huidige bokke is nie. Ek dink dis die beste ding om te doen, want die Haie is dan nou, ek weet daar soveel te sê oor die probleme wat hulle onlangs gehad het. Dit lyk of hulle begin omswaai nou, maar hulle is die span wat die laagste lê, die Suid-Afrikaanse span wat laagste lê in die VRK, en hulle het waarskynlik, as ek nou moet dink, ek kan nie dink dat iemand meer springbokke op hulle boeke het as hulle nie. En weer eens, jy kyk na die Haie, hulle het ook, daar's ook 'n uitsondering in Andre Esterhuizen wat ek dink is 'n topbok wat baie goed speel vir die Haie. Maar hoeveel waarde kry hulle werklik uit 'n Siya Kolisi, uit 'n Eben Etzebeth? En dis nou nie om te sê daar's iets fout met Eben of met Siya nie, maar dit is mos net, dis amper half 'n natuurlike, hulle speel op so 'n hoë vlak vir die Springbokke. Hulle het al soveel bereik daar dat jy weet, dit is uiteraard waar hulle fokus is. En hulle is ook nou al aan die later kant, hulle is nader aan die einde van hulle loopbaan as aan die begin. So jy gaan landswyd begin sien dat spanne baie meer fokus op daai tipe spelers. En ek dink mense kan dalk ook, ek dink as die Haie nou iemand gehad het soos 'n Jeremy Ward, wat jy weet wat uitstekende rugby vir Stade France speel. Stade Francais, ek kan nooit onthou wat sien is die stadion en wat sien is Stade Francais, Stade Francais. Ek het een van hulle wedstryde gaan kyk een keer in Frankryk, was 'n ongelooflike ervaring. Maar iemand soos hy, jy weet, sal 'n ongelooflike groot bydrae lewer tot 'n span soos die Haie. Hy gaan nie vir die Springbokke speel nie, maar hy gaan elke week vir jou ongelooflike waarde toevoeg. As jy kyk na die Stormers, Roanel is daai perfekte voorbeeld van so 'n tipe speler. Daai tipe spelers raak so gesog en waardevol in die waarde as gevolg van al hierdie redes wat ons nou genoem het van die Springbokke wat nie, jy weet, altyd beskikbaar is nie. So dit gaan nogal, as ons nou begin sien dat hierdie tipe spelers al meer geteken gaan word deur oorseese spanne. Nou moet jy ook onthou, die Franse klubs veral is altyd 'n bietjie knorrig as hulle 'n top Springbok kontrakteer en hierdie ou is nie die hele tyd beskikbaar vir hulle nie, want hy moet vir die Bokke gaan speel. So vir hulle maak dit ook sin. Jy weet, Jeremy Ward is besig om 'n legende te ontwikkel daarso in Parys, juis as gevolg van hy elke week speel. Dis daai tipe ouens wat die Suid-Afrikaanse spanne soek, maar nou skielik raak die mededinging om hulle te kry en om te behou al hoe meer. Nog iemand aan wie ek kan dink is iemand soos Ruben van Heerden, wat 'n reuse verlies is vir die Stormers, want hy is presies daai tipe speler wat jy wil hê. Daai tipe spelers, hulle raak so belangrik. Ja, ek het nog gesien met die Bulle ook nou. Ek bevoel die feit dat Wilkenhoek gaan na die Stormers toe en nou is almal nou bekommerd oor wat gaan nou op vaskopstit gebeur met Bulle en dan klink mense wat sê maar koop net iemand anders ter. En die ding is nie 'n kwessie van koop iemand anders, daar's nie iemand anders beskikbaar nie. Dis almal of onder kontrak of wat ook al. So wanneer 'n speler soos David Kriel beskikbaar raak, dink ek dit raak nogal amper soos 'n stormloop om sy handtekening te kry. En ek en Harry het met Frankie Smit gepraat en hy is die ou wat ek dink wat die saadjie geplant het met David Kriel. Ek was baie goeie verhouding met Franco, maar ek was nie baie gelukkig daaroor nie, want sy argument was dit is nou voor hy nog geteken het. Hy wil hom vir Glasgow gewerf het, want hy het vir Hugh Jones verloor, Glasgow, en hy wil hom gehad het daar, en die rede is, hy het vir David gesê, hy gaan nooit vir die Springbokke speel, tot hy nie teen Suid-Afrikaanse spanne begin speel nie, dat hy rassiese oog kan vang nie. En dit was sy argument om vir David by Glasgow te kry, en natuurlik die feit dat David en sy Franco se seun saam groot geword, hulle is huisvriende. En dis hoekom ek so verbaas was, toe loop die ding met Glasgow dood, en toe ek hoor, toe gaan hy La Rochelle toe. So daar's twee dinge moes daar gebeur. Die eerste ding was gebeur, hy het aanvaar, hy moet oorsee gaan speel. En dan moet jy besluit, terwyl ek nou oorsee is, dat ek nou maar soveel geld maak as wat ek moontlik kan. Ek dink dis wat daar gebeur het, vir my vrou.
Maar wat dink jy van Franco se redenasie dat 'n ou teen 'n Suid-Afrikaanse span moet speel? Want ek meen dit vir my, ek meen Franco Smit weet soveel meer van rugby as ek, maar as ek net logies daarna kyk en dan dink ek, jy weet, onlangse voorbeelde van ouens wat amper half uit die niet uit van oorsee af ingetrek is by die Bokke, die lys, jy weet, Boan Venter, Teen Suid-Afrikaanse spanne gespeel. ja, maar ek kan nie Judge van die meeste het nie teen Suid-Afrikaanse spanne gespeel. Ja. So ek weet nie noodwendig of ek daarmee saam sit. Ek meen dis nie asof Rassie nie spelers uit die franchises kies nie. Inteendeel, jy weet, Ethan Hooker, Sasha, klomp jong spelers wat hy kans gee. So ek dink dit is dalk 'n slim taktiek. Die kop gesmokkel daar. Gewees. Ja, ek dink jy is reg. Sy kop gesmokkel het. Ek weet nie of dit noodwendig die waarheid is nie. Maar ek meen, miskien is die punt wat Franco maak dat jy's nou al so lank op die toneel by die Bulle en jy het nog nie daai erkenning gekry nie. So miskien om iets anders te probeer. Kom Glasgow toe, druk 183 teen die 4 Suid-Afrikaanse spanne, tackle almal business en dan gaan Rassie sien, hoor jy, kyk, okay, hierdie ou is nou in 'n ander omgewing en hy speel nou teen Suid-Afrikaans, dis wat hy kan. Miskien is dit die punt wat hy probeer maak het. Maar is interessant, baie interessant. Ja, maar ek sê, die URC, die VRK word eintlik die meeste dopgehou. So Glasgow en die Bulle byvoorbeeld het nou hulle eie fete of rivalry, noem dit, ek weet die Afrikaanse woord nie. Wat baie lekker tweestryd begin word daar. So die oog gaan daarop gefestig gewees. My het baie in baie opsigte sin gemaak. En La Rochelle gaan hy net verdwyn. Ons sien nie eens top 14 op ons televisieskerms hier nie. Hy gaan soos Jan Serfontein week na week sy liggaam op die spel plaas, jy weet, dit pla my, ja. Ekskuus. Ja, ek wonder nog of ons nou met Kanaal Plus se oorname of daar in 'n stadium daar op top 14 hier uitgelos word. Ek moet sê ek is ook uiteraard baie groot op my rugby, maar ek het nie altyd noodwendig soveel oorseese klub rugby gevolg nie, maar nou die laaste paar jaar, ek is mal oor die kampioene beker en ek sal nou die naweek met die kwartfinale sal ek dit ook kyk, selfs al is daar nie Suid-Afrikaanse spanne betrokke nie. Maar interessant dat jy net ook JJ van der Merwe se naam genoem het. Wat dink jy van die feit dat hy genooi is na 'n beleidingskamp toe? Wel, soos ek nou vir gesê het, dis maklik om te sê, kry net iemand anders, maar as die spens leeg is die spens leeg. So jy moet iemand kry om die spens vol te maak. Daar's 'n probleem op 4 slotte. Jy het vir Eben nou saam met beraad oor see. Ek dink dis maar 'n kwessie van net bietjie seker te maak. Nicolaas Jansen van Rensburg speel nou vir die onder 23 by die Bulle. En hy was Springbok gewees. Toe kom hy Bulle toe. Nou is hy glad nie eens in die running nie. Ek weet nie wat die besering was, wat die probleem was nie, maar ek dink Rassie maak maar net 'n bietjie seker om sy diepte bietjie op te vul daar. Hy het 'n paar keer al spelers genooi wat ons nooit weer van gehoor het nie, maar ek dink dis maar die gedagte daaraan. Hoe ek die situasie lees, ek was ongelooflik verbaas van JJ van der Merwe is vir my die teenoorgestelde van 'n Rassie Erasmus tipe speler. Rassie soek werksesels. Hy soek ouens wat op hulle battle stats gefokus is. Hy soek veelsidige ouens en dit beteken nie noodwendig meer as een posisie nie. Ons weet hy soek dit ook, maar veelsidig is in hulle posisie. En ek weet nie, ek het dalk nog nie genoeg van hom gesien om hierdie uitspraak te maak nie, maar wat ek al van JJ van der Merwe gesien het, is, hy spring nie in die lyn staan nie. Ek kan nie 'n wêreld insien waar Rassie Erasmus nie minstens 3, waarskynlik 4 lyn staan spring opsies wil hê nie. So hy gaan 2 slotte wil hê wat moet spring. Punt nommer 2, ek weet nie of ek oortuig is dat JJ van der Merwe se werksetiek, as hy nie die bal dra nie, dat hy 'n wêreldklas baldraer is, daarmee stry niemand nie. Maar is hy, hoeveel meer is dit as is hy? Ek weet nie. So dit was wat my interessant was, maar hier is nou vir jou 'n interessante vraag. Ons het gesien dat Rassie vir John Klein teruggelok het voor die Wêreldbeker. Wat van David Ribbons wat man van die wedstryd. Hy het my ongelooflik baie beïndruk in daai wedstryd, né? Hy's 'n 4 slot, is hy nie? Ja, is ja. So
Wat dink jy Ja, hy is 'n dalk beter opsie. Hy is 'n beter opsie. Ek stem saam met jou. Maar as jy kyk na die ek dink 'n bietjie snaaks te sê met na die liggaamsbou as jy nou gesê het, hoekom spring hy in die lyn staan? Hy is waarskynlik te swaar om opgetel te kan word. Jy weet, dis 'n probleem. So as jy het nou 140 kg slot, maar hy kan skram en dis omtrent al en hy kan 'n bietjie hardloop en 'n paar kegels omstamp, maar dis omtrent al wat hy kan doen. Jy weet, dan kyk na Trokkie Augustus ook. Jy weet, hy het 'n bietjie gewig opgetel by Ulster. Skielik is hy die prentjie uit. Ja, hy is nie meer Dis die baie interessant. hy lyk nie meer soos 'n vaartlyne bakkie nie, hy lyk meer soos 'n jy weet 'n 3 ton trokkie. Maar hy is goed, ek moet sê, hy is goed, ja. ek dink nogals, ek dink hy kan dalk 'n toekoms hê, maar dit is interessant dat jy daai wat jy nou noem van die fiksheid. Ek was nou in Indië vir die T20 Wêreldbeker toernooi en daar het ek bietjie met mense gesels en hulle het toe verwys na, ek gaan nie die ou se naam noem nie, maar dit is 'n jong, baie goeie belowende jong Protea kolwer wat al vir die Proteas speel het baie goed in die SA20 en die kolwer het 'n bietjie hy moes bietjie gewig verloor. En hulle sê toe hulle het hom nie gekies nie, hulle sê nou maar nou, daar was 'n toer in Desember gewees Indië toe. Dink hulle het hom nie vir daai toer gekies nie. Hulle sê dit is onmoontlik vir ouens om op toer gewig te verloor. Ek wonder nogals in die seisoen ook, jy weet, selfs by rugby, dis hoe ek dit nou deurtrek na die rugby toe. In die seisoen is dit baie moeilik om iets aan jou iets daadwerkliks aan jou gewig te doen. So daai werk moet in die voorseisoen gebeur. So is jy nou in die middel van die seisoen is en daar's 'n gevoel dat jy weet, gewig moet verloor of so, of selfs gewig moet aansit. Onthou, ek dink iemand soos dalk Roan Orkee, dis iets waaroor ek baie wonder. Weet jy of Roan Orkee 'n bietjie gewig aangesit het, 'n bietjie spiermassa? Ja, hy is groter. Ek het daai week in die middel uit hom gesien, hy is heelwat groter, ja. En onthou, dit was 'n paar jaar terug presies so met Grobbies, Johan Groblaar. Rassie het hom, daar was een toer wat Rassie hom nie gekies het nie. Was 'n jaar-end toer gewees 'n paar jaar gelede. En wat die rede was, doen gymwerk. Bly by die huis, doen gymwerk. Hy het dit gedoen en daai ou is nou, hy speel nou vrek goeie rugby. Ja, en hy is ook baie groter, soos jy nou gesê het. Presies, ja. Ja, ek het dit pertinent gesien. Ja, dit is vir my interessant. Ek moet net sê, terug te kom na die feit dat die spelers wat nou oorsee gaan speel vir La Rochelle en daai tipe plekke, Eben Etzebeth, Siya Kolisi, die name wat dit nie gemaak het daar oorsee nie. Weet, kom hulle Sharks toe en hulle speel nie op dieselfde vlak nie. Ons het dit 'n paar keer gehoor dat hulle nie op dieselfde vlak speel nie. Vir hulle franchise as vir die Springbokke nie. En ek dink die oorsese span is baie minder vergewensgesind as jy nou gesê het. Onthou wat daai eienaar van Racing 92 gesê het, Siya is deursigtig. Onthou wat is die presiese woorde wat hy gesê het. So ja, daai is nogal vir my 'n probleem. Ek wonder vir spelers soos David Kriel dit gaan maak, maar ek wil gou met jou praat oor Embrose Papier. Jy het gesê JJ Vermes is nie die tipe speler wat Rassie tipies sal teken of sal kies nie. Kies jy dit nie teken nie, kies. Wat fout met Embrose Papier? Hy speel die wêreld in die brand, maar is nie op die radar nie. Ek weet nie hoeveel ek nou eintlik moet weggee nie, maar kom ek sê dit so, ek nou al vir seker 4 weke is dit my vraag in gesprekke met mense wat ek dink sal weet of jy vermoë het om uit te vind. Niemand weet nie. Die een ding wat ek gehoor het is, en ek dink Hendrik het dit geskryf ook, is hy is dalk te soortgelyke speler aan Grant Williams. Maar nou dink ek, jy weet, in watter wêreld is dit 'n slegte ding om 2 Grant Williams op die veld of wel in jou groep te hê? Fair enough, hy is 'n soortgelyke speler aan Grant. Die ander ding is, jy weet, sy taktiese skopwerk, dis nie vir my 'n swakpunt in sy mondering nie. Ander ding wat ek gehoor het is sy aangeewerk miskien, maar nou dink ek ook sy aangeewerk lyk nie vir my so sleg nie. Ek kan dit nie verstaan nie, veral as jy in ag neem dat Herschel Jantjies word teruggebring of genooi na. Ek weet baie keer lees mense dalk te veel in die beleidingskamp en wie genooi word. Maar dit sê tog iets, nee, dat Herschel Jantjies, ek dink nie hy gaan weer vir die Springbokke speel nie, maar minstens het Rassie het letterlik gedink aan hom. Hy het gedink skramskakels toe duik Herschel se naam by hom. Selfs met Faf. Ek meen ek weet ons is nou in hierdie tydperk waar daar 'n changing of the guard is, om dit so te stel, waar ons die ouer spelers sien uitgefaseer word en Faf tel onder hulle, maar hy is skielik weer in gesprek gewees by die beleidingskamp, maar dan ek kan nie help om te wonder, jy weet, wat is dit wat Embrose moet doen
En jy sal weet, want jy's by die Bulle is, ek kry ook nie die idee dat hy sleg is vir 'n spanomgewing nie. Nee, glad nie. Nee, wat is nie. So, Al wat ek gehoor het, sy hangtyd op sy skoppe is blykbaar nie goed genoeg nie. Dis 0,7 sekondes te min of ietsiekies soos dit. Wat dit ook al mag beteken. Regtig. Dis wat ek gehoor het, maar ek Maar dis nog iets waaraan jy kan werk. dis 'n ding wat jy kan afvraag. Dis presies wat ons ook gedink het. My vraag het toe begin wonder of daar 'n probleem is met die Bulle. En oor David nou en Ambrose nou en ons het gister onderhoud met Johan Ackerman gehad wat ons vanaand gaan plaas. 'n Baie lekker onderhoud, jy moet dit kyk. Die heeltemal ander Johan Ackerman is van 'n jaar gelede toe hy oorgeneem het. Baie meer gemaklik. Nee, gemaklik, joviaal, gemak in sy lekker in sy vel, weet presies wat hy wil doen. Hy verduidelik die hele ding met die Springbokke, weet wat daar gebeur het. Wat verskil wat die afritters gemaak het. Ek het vir my parallel getrek van toe hy oorgaan met Belius het hulle John Mitchell uit die kleedkamer uitgesluit en daai jy dit. Stap by die Bulle en hulle net ontslaag geraak van Jake. Dis dieselfde tipe ding wat hy ingestap het. Hy het al oor daai goeters gepraat. Maar wat ek wou gevra het is wat ek wonder is die probleem tussen die Springbokke en die Bulle dalk is dit dalk die probleem en dit is glad nie. Hy is op voornaamterme met Rassie. Hy ken vir Rassie persoonlik, het saam gespeel. Hy het vir Rassie gebel om te sê wil jy net 'n kykie gee na ons verdediging nie. En Rassie het voorgestel, praat met Felix, praat met Jerry. Rassie was nou die dag op loftes geweest. Nou net voor die Cardiff-wedstryd. Dat my spelers gepraat. Die spelers kon praat, hy het met Edgar gepraat, met Johan gepraat. Dit het hy ook gister vir ons gesê. Dit is algemene kennis is nie, maar dis nou 'n algemene kennis. So jy moet uitkyk vir die breek 'n bietjie nie so. Nee, ons breek baie nie so. Sit meer mense kry om te kyk. So ja. Die probleem net daar nie. Die probleem is nie Bulle nie. Ek weet nie ook nog 'n kykie in Frankryk as die ou op jou voorstoep is nie. Jy weet, ou soos aan infrastruktuur. Het jy vir Akkers gevra oor Ambrose? Nee, ek het nie. Ons het nie kans gehad nie. Ons het 'n uur en 'n half gepraat en toe hy is in Frankryk en die netwerk was nie goed geweest nie. En toe al hy af gimnasium toe is die netwerk bietjie beter, maar toe ons tyd het opgeraak. Maar ek sal nie met hom praat. Hy het ook vir Harry uitgenooi na die Bulle toe. Dit is interessant. Ons het die gesprek gehad oor Harry was 'n paar dae by die Stormers en ek was by die Bulle en ons het elkeen ons eie opinie gevorm. Toe begin ons wonder of ons gesien het wat ons wou sien. Jy weet wat ek bedoel. Confirmation bias. As dit moes dit gewees het as ek in die Stormers was en Harry was by die Bulle, wat sou ons anderster gewees het? Johan het toe vir Harry uitgenooi by die Bulle draai toe kom maak. So dit gaan interessant wees. Dit is baie interessant, ja. Dan gaan oor Salman Mourad. Nou nog 'n ouetjie wat op pad is La Rochelle. So die vraag wat ek eers wil vra is, wat gaan aan met La Rochelle? Ronald Nagara lyk my onder geweldige druk, maar nou begin hulle checks uitskryf. Hy is nie meer lus om tweede viool te speel. Hoekom soek hulle nou ons Suid-Afrikaanse spelers so kwaai? Ek dink hulle het goeie ervarings gehad met Suid-Afrikaanse spelers. Ek dink Dylan Leitz is omtrent nou 'n kultusheld daarso in La Rochelle. Raymond Roux self het baie goeie werk vir gedoen. Ek dink ook, ek meen dit is nou niks niets wat ek sê nie, maar Suid-Afrika is 'n gewilde jagveld vir oorseese klubs. Verskeie redes, uiteraard het ons ongelooflike goeie rugby spelers. Die boodskappe wat mense ook kry is meerendeels 99% van die tyd is die ouens, ek sê 99% van die tyd, ons het nou voorbeelde genoem soos Sia of Eben, maar hulle is natuurlik hulle het reeds superster status bereik. Maar die meerendeels word die speler gesien as coachable, goeie spanmanne. En ek meen as jy dink aan, ek gaan nou weer, ek kan nie glo ons praat so baie oor Jeremy Ward nie, maar dis regtig vir my 'n goeie voorbeeld van hy's by 'n baie goeie klub. Toe hy weg is by die Sharks, hy was nie naby aan 'n superster speler nie, weet, mense het baie keer bietjie gedink, jy was bietjie onseker oor hom. Maar nou sien jy net, jy weet, en ek weet persoonlik hy's 'n ou wat verskriklik hard werk en hy's uiteraard 'n groot leier, hy die junior bokke se kaptein gewees. So jy kry sulke tipe spelers wat net hulle is net soos 'n vis in die water as hulle daar aankom. Bright New World, jy weet, maar hulle is bereid om hard te werk. Hulle is bereid om afgerig te word, om in te val by wat die span nodig het. Dink aan CJ Stander. Jy weet, hy het 'n Ierse legende geword nadat hy Munster toe is. So daar die Suid-Afrikaanse spelers, afrigters ook, as jy gaan kyk hoeveel afrigters daar by top oorseese spanne is, het 'n baie goeie naam, is baie gesog en uiteraard dit is
die salarisverskil. Jy weet hulle word in rand betaal so as jy hulle in euros of in ponde of in yen betaal, wat ook al dit mag wees, dit gaan altyd makliker, jy gaan altyd vir hulle 'n beter aanbod, baie beter aanbod op die tafel kan sit. Ander ding is ook David Kriel en ek dink self Salmaan, ek weet Salmaan is 'n pony speler, so jy weet sy salaris dalk bietjie hoër. Ek dink nie hulle is top of the range wat salarisse in Suid-Afrika betref nie. Al jy weet hulle verdien waarskynlik nog steeds baie goeie geld waar dit tans is. Maar hulle is amper half daai jy weet 'n makliker teiken vir 'n span wat dan regtig groot geld kan uithaal. En as jy dan dink daai groot geld is reeds groot geld vir enige Suid-Afrikaanse speler, selfs die topverdieners. Maar soos wat jy nou self gesê het, die bulle kon nie eers, jy weet hulle sou nie eers daaraan kon dink. Dis waarskynlik 'n belaglike verhoging wat hy aangebied is as gevolg van sy huidige status of wat is die woord, die networth, nee, die markwaarde teenoor wat hom dan aanbied. So ek dink dit speel waarskynlik 'n groot rol daarin. Ja, dit is interessant. Nou, Salmaan Mourad, daar was 'n bietjie gerugte en 'n paar rookies wat daar getrek het, maar hy was 'n groot deel van John Dobson se plan en hy het vandag gesê hy's bitter teleurgestel. Groot planne gehad om te hou tot 2029 as kaptein. Daar's klomp mense wat soveel negativiteit het oor Salmaan Mourad. Ek wonder dit welke rede, een van die redes is hoekom hy maar so goed gevat het en geloop het nie, want jy weet net elke wors het 'n einde. Dit kan ek nie soveel vat nie. Ja. Kyk, okay. Eerstens ek gaan dit diplomaties stel. Ek is nie en weer eens ek is nie die grootste kenner in die wêreld nie, maar ek is nie seker wat van Salmaan Mourad so 'n goeie rugby speler maak nie. Ek weet nie of dit klink dalk seker nou baie lelik, maar ek bedoel dit voel vir my as ek na hom kyk, albei kante van die bal, voel dit nie vir my of hy regtig die voordeellyn oorsteek nie, of spelers regtig terugduik nie. Ek weet daar is voorbeelde. Ek kan nou dink aan een keer wat hy die bal sterk gedra het, jy weet, maar as sulke klein voorbeelde by jou opduik, dan weet jy dit is die uitsondering op die reël. Hy voel vir my bietjie stadig. Ek weet hulle sê hy's baie goed met die stop van rolmale en in rolmale, jy weet, en hy tref verskriklik baie afbreekpunte, soos jy sê, John Dobson het al verskeie kere vir hom in die bres getree. Ek dink net, jy weet, as soveel verskillende mense dalk dieselfde ding sê, dan is daar dalk seker iewers waarheid in. Wat ek wel sal sê is, ek weet spelers het baie respek vir hom. Hy is 'n goeie leier. Ek dink hy's 'n aanwins in 'n kleedkamer. Maar as jy nou vat, jy weet, die Stormers het nou vir JD Schikkerling, hulle het vir Ruben van Heerden gaan weg vir baie jammer, ek dink regtig hy is een van die beste slotte in die land. Adrey Smith wat besig is. Ek is ook nie die grootste Adrey Smith aanhanger nie. Ek dink hy het 'n te groot geneigtheid om dom goed op die rugbyveld te doen. Nie net wat sy dissipline betref nie, maar ook het hy 'n geneigtheid om op te tel en te dryf bo oor losgemale waar daar geen ondersteuning is nie, en dan isoleer hy homself. Alles dinge wat jy kan afrig, hy het baie potensiaal. Hendrik is terloops 'n baie groot Adrey Smith aanhanger. So ek dink, jy weet, iemand soos Riley Norton kom nou ook deur, jy weet, gaan hy slot speel, gaan hy flank speel, mens weet nie, maar daar is opsies. So uiteraard, jy weet, as jy 'n ou verloor wat so groot persoonlikheid is, hy is 'n Springbok kaptein. Dit is 'n slag. Maar ek dink eintlik dit is die beste besluit vir alle betrokke partye. Laat Salmaan Mourad oor see gaan, jy weet, uit sy gemaksone kom. Want kyk, daar gaan Will Skelton weg by La Rochelle. Ja, hulle klink hy's klaar. Hulle dink hy's gebreek, ja. So nou moet hy Will Skelton skoene gaan volstaan. En Will Skelton is waarskynlik een van die grootste enforcers in rugby. So daar gaan nie, ek dink hy gaan, wil nie sê taai word nie, want hy is uiteraard, is hy 'n baie taai speler en mens, maar ek bedoel net, hy gaan in 'n ander omgewing wees as waar hy sy hele lewe lank was in die Kaap. Daar gaan reuse eise aan hom gestel word.
die rugby is fisiek. Dit gaan hom dalk bietjie beter pas ook die tipe rugby wat hulle in Frankryk speel. Weet La Rochelle speel is dalk hulle speel vinniger. En Franse rugby is oor die algemeen die laaste paar jaar vinniger, jy weet flair. Waar dit altyd bekend gestaan het vir al die top 14 as amper al hierdie boksgevegte. Daar's nog steeds 'n groot fokus op vaste fasette, daai tipe goed. So daar gaan vrae van hom gevra word wat ek nie dink by die Stormers gaan gevra is nie. So ek dink hy gaan 'n beter speler word danksy hierdie skuif en ek dink dit pas die Stormers dalk ook dat hy dalk vir eers weggaan. Daardeur sê ek nie dat hy 'n swak speler is of nie goed is vir die Stormers of enigiets soos dit nie. Ek sê net hulle het meer as genoeg opsies en nou het hulle ook geld wat loskom om dalk wie weet dalk lok hulle vir David Ribbons terug. Ja, wat is die Afrikaanse woord? Hy gaan gelouter word. Onthou ek dit reg? Daar in Frankryk. Ja, dink jy kan dit so stel. Ek het daai woord laas in matriek gehoor, dit het met my opgekom. Ek kan eers onthou of dit die regte woord is nie, maar in elk geval. Ander nuus wat Hendrik gebreek het was eers 10de beer wat toe nie afgekom het nie en ek sal nou met jy daaroor praat. Maar Curwin Bosch, nou kyk jy die manne in Pretoria en hulle braaivleis gestik toe hulle die woord Curwin Bosch hoor. Van hulle het gesê hulle gaan dan sommer onmiddellik die Lions begin ondersteun want daar's geen manier wat hulle vir Curwin Bosch gaan ondersteun in 'n Blue Bull trein nie. Johan Ackerman voel nie dieselfde nie. Hy reken is 'n goeie skuif. Hy het ook 'n bietjie groot geword, soos jy net gesê daar in Frankryk. Baie beter speler geword. Dis Johan van Graan in hom belangstel wat hy wel het. Dan moet jy weet daar's ietsie daar wat jy gedagtes oor Curwin Bosch by die Bulle spesifiek. Ek onthou toe Curwin net op die toneel gekom het toe ek was nog die Haie, ek was by Beeld en ek was die Haie skrywer, ek het oor die Sharks geskryf. En ek het 'n wedstryd gaan bywoon in Bloemfontein, Haie teen die Cheetahs in die Super Rugby. Ek weet jy weet dis donkie jare terug amper al. En waar Curwin net absoluut die wedstryd man alleen omtrent gewen het. En Rob de Pre hy was nog die Haie se afgetros na die tyd gepraat oor Curwin, sê hierdie ouetjie hy is spesiaal. Ek dink wat mense nie altyd van Curwin Bosch weet nie is hy's blitsvinnig. Hy was een van die vinnigste spelers by die Haie. Hy was deel van daai junior bok agterlyn dit was 'n belaglike agterlyn. Ek dink Damian Willemse, Mani Libbok, Curwin Bosch, Ambrose Papier, Gianni Lombard dit was regtig 'n baie goeie agterlyn en hy het nog so baie goeie driehoek gedruk. Kan nie onthou wie dit was nie wat hulle so die lengte van die veld gehardloop en daar kon jy sy spoed gesien het. Blitsvinnig. Ek dink almal praat oor sy verdediging wat verdag is, maar jy weet ek dink hy is nie so swak verdediger as wat mense noodwendig sê nie en ek dink daar's maniere om oor dit te kom, om verby dit te kom. Ek dink sy verdediging sou waarskynlik ook beter geword het in Frankryk. So ek dink sy groot ding gaan wees om te sien hoe sy besluitneming is. En ek dink agter 'n groot sterk billepak gaan hy dalk 'n meesterskyf wees, ook omdat hy nie in die Springbok prentjie is nie. Selfs as wat ons vroeër gepraat het, Pollard by die Bokke is om vir Curwin Bosch daar te hê, betroubare velskopper, ook 'n opwindende speler as sy ruimte en kans gegee word om dit te doen en iemand wat die agterlyn kan wegkry. Ek dink is 'n goeie koopie. Die groot ding met hom ook, ons het nou gepraat met David Kriel, die voordeel van veelsidig wees, maar ook die vloek van veelsidig wees. 'n Paar spelers in die verlede, Frans Steyn onder andere, se Durban het terugslag beleef omdat hy te veelsidig was. Deesdae is dit 'n goeie ding dat jy veelsidig is, maar ek dink Curwin se probleem was 10-15 by die Haie. Hy kon nooit regtig sy plek kry nie. En dis maar 'n probleem met die Haie. Hulle hou daarvan om so Jordan Hendricks ook. Dan sy 10, dan sy 15, Boeta Chamberlain, dan sy 10, dan sy 15. Wat is die storie daar? Jy sê net vandag geskryf. Hoekom doen hulle dit? Ja, die val wat met Curwin gebeur het is Robert de Pre het sy seun Durban toe gevat. En daar was 'n gevoel dat die de Pre broers is nie voorgetrek in die sin van hulle is anders behandel in die kleedkamer of so nie, maar daar was 'n gevoel dat hulle voorgetrek was as haar span gekies word. En ek het met Curwin ook eintlik as jy dit nou noem onderhoud gedoen net voordat hy weg is by die Haie. En hy het gesê, jy weet, dit was vir hom frustrerend dat hy nie gevoel het hy kry 'n regverdige kans om 'n claim af te steek op die nommer 10 trein. Terwyl hulle hom op 15 probeer. Ek dink nie 15 is sy beste posisie nie. Ek dink hy is maar 'n loskakel. Maar ek dink ook, jy weet,
by die Haie partykeer het hulle net soveel goeie spelers dat of groot name dat hulle probeer op 'n manier almal inpas en dan jy weet dan werk dit net nie so goed uit nie. Maar ja, ek dink jy weet as jy vir Cowan jy gee hom kans op loskakel en jy gee hom 'n paar wedstryde en ook 'n ander omgewing kan wondere vrug. Ek meen wie het gedink Chris Smith gaan soos Carlos Spencer lyk as hy Leeu's toe gaan. Ja, dis nog 'n ding met die Bulle redelik ongelukkig op warm onder die kraag het. Dat Chris Smith nou so die wêreld in brand speel. My inligting is dat Jake verlede jaar April gesê het nee, dankie, hy kom nie terug nie. Want hy wou terugkom. Want hy het tog Johan Goosen is die toekoms nog maar ja. Maar ek kan dit ook half amper verstaan. So ek neem nie vir Jake kwaadlik dat hy nie vir Chris Smith en alle respek vir Chris Smith, maar ek weet hy het nie weet hy was nie hy het die wêreld aan die brand gespeel en nou skielik. Ek wonder ook of dit dalk meer verantwoordelikheid is by 'n span met dalk minder groot name. Maar yes, hy is amper soos die missing link nou daar by die Leeu's. Ek wonder vir jou, hoeveel het dit te doen met die spelers, die afrigting, die tipe rugby wat hulle speel of wat hom beter pas. Maar ja, dis 'n storie vir aandag. Tinus de Beer. Die enigste ding wat ek het is dat die nuus is te vroeg gelek en dis hoekom het op die einde van die dag gebreek gelei het. Toe wil die Dragons hom nie laat gaan het nie. So voor die onderhandelinge kon afgehandel word, toe lek dit uit en toe val dit hierdie mat. Ja, dis baie interessant. Ja, ek het nou ek het glad nie daai insig. Jy weet meer as ek daarvan. Maar ja, ek meen wat dink jy, wie sou jy verkies? Sou jy Cowan Bosch of Tinus de Beer as jy moes kies? Wel, ek kan nie vir jou sê want ek het Cowan Bosch nie gesien speel van hy oorsee is nie. Ek het Tinus de Beer gesien speel en hy's goed en hy was ook 'n junior Springbok gewees, ook by die Bulle gewees en alles. So hy was opgewonde om hom te kry. Dit het nie uitgewerk nie, maar ek kan nie sê oor Cowan Bosch nie. Vir my die groot ding wat Cowan Bosch vir my werk is, Johan het met sy eie mond vir my gesê hy's baie opgewonde oor hom, hy dink hy's die regte keuse. En die tweede feit dat Johan van Graan in hom belang gestel het om 'n basis te vat. I mean, dit sê vir jou iets, né? Ja. Kyk, hy's nog altyd 'n speler wat baie hoog aangeslaan is. Hy was ook miskien een van daai ouens wat te vroeg ryp gedruk is. Springbok hy het vir die Bokke gespeel toe was hy nog 19 of was hy al 20? Maar ek meen as jy moet vra of 'n ou 19 of 20 was dan weet jy hy was vrek jonk geweest toe hy vir die Bokke gespeel het. So ja, ek dink dit was maar ek dink dit het hom bietjie teruggesit in sy ontwikkeling. Dan ook die feit dat hy nie regtig die kanse gekry het wat hy gevoel het hy verdien in die loskakelposisie by die Haie nie. So nee, ek is eintlik nogals opgewonde om hom in blou te sien. Ek dink hy kan goed wees. Wat ek opgewonde is in blou te sien is Takir Abrams. Vir my is dit 'n goeie koopie. Soos hy ry met 'n lekker packs. Die ouens met die scrum caps wat iemand in 'n telefoonhokkie kan sidestep. Jy weet daai tipe ding. Dis 'n opwindende speler daar. Ja. Baie goed, ja. Het jy geweet hy het een of ander sigprobleem? Nee. Wat is sy probleem? Ja, ek kan nie presies onthou. Ek het 'n storie daaroor, ek het met hom gepraat daaroor. Hy het een of ander hy het 'n sig amper al soos 'n sig gestremdheid gehad of het wat hy dis 'n interessante storie geweest. Maar ja, nee, hy is 'n baie goeie speler. Ek dink ek weet nie of hulle by Munster so gaande is oor hom nie, interessant genoeg. Maar ja, ek dink ook hy gaan kyk, jy gaan nooit vir Kurtley Arendse kan vervang nie, nê, maar as jy iemand soek wat naby aan dit kan kom. En ook, ek meen die Bulle is ook besig om hulle eie goeie jong spelers in daai posisie deur te doen. Ek dink aan Jooste, wat 'n bitter groot toekoms het wat wag. So ja, ek dink dit gaan ek dink dit is goed en ek dink die Bulle is eintlik in 'n posisie waar hulle most bases covered het as jy mooi daaraan dink. Wat van nommer 3? Daar's 'n probleem. Ja, dit is die probleem, maar ek meen dit voel amper half soos vraatsig van die Stormers, want nou gaan hulle hê vir Wilco Louw, vir Netling Forsie, Zachary Potham en as Frans Malherbe nou weer gereed is, dan het hulle 4 En Sasie Sandy. En Sasie Sandy wat baie goeie speler is. So hulle het so baie opsies daar. Ek weet nie Morney Smith ek het nie regtig 'n mening oor hom nie. Ek weet nie wat is die gevoel oor hom. Die gevoel wat ek kry is dat Francis Klopper die voorkeer, hy weeg 130 kg. Hy's baie sterk en hy's baie beweeglik. Baie meer beweeglik byvoorbeeld as Wilco Louw. So hy bring baie meer, jy weet vir die Bulle
weg van die Ja. skram af. So ek dink jy gaan sien dat Francis Klopper gaan meer speelkans kry, dis my gevoel. En sy skramwerk? Hy is goed. Nee, hy is goed. Okay. Ja, Ja, wel, dan is hy gesort. Kyk, hulle wou ook mos uiteraard vir ou Carlos Sadi oorgebring het, maar dit het toe nou weens mediese redes het toe nie gewerk. Dis 'n slegte storie daai, né? Jy gesien? Ja, dit is rof. Ja, nee, dit was rof geweest. Hendrik het nou eendag ook met hom gepraat. Ja, so maar nee, ek bedoel as jy dan 'n paar as jy vir Francois Klopper het, Morne Smit, wat se ander vaskoppe het hulle? Hulle bring daar een van die Sharks oor. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Mdoda of ietsie. Ek kan nie regtig sy naam onthou nie. En dan het hulle nog iemand daar. Yes, ontgaan het my nou heeltemal. Ja, dis nie die kwessie van die diepte nie, dis die kwessie van die gehalte. Ek dink dis 'n groot probleem. Maar dit is maar vaskopstit is die most precious commodity in rugby. Maak nou nie saak. So as jy nie hoe wakker te lê oor jou diepte en gehalte op nommer 3 nie, is jy in die minderheid en in 'n baie bevoordeelde posisie. Iemand wat ek dink hulle moet dalk na kyk is ek weet nie tot wanneer sy kontrak is nie, maar ek dink hy is goed is Andrew Jacobs van die ja. En wat van Sampie? Sampie Swiggers van die Sampie gaan na Harlequins toe. Hy gaan na Harlequins toe. Hy gaan ook sien. Sommige van die Pumas af neerse VRK's. Ja, die bulle het gekyk na hom. Hulle het besluit nie. Dit dalk weet Johan iets wat Rassie nie weet nie. Ja. Net laaste, ek net vinnig met jou praat oor hierdie nuwe Springbok afrigter, die analis wat nou oorkom, Joe Louis. Wat weet jy van hom af? Nie veel nie. Hendrik het 'n interessante storie gedoen. Hy het met Matt Proudfoot gepraat oor die want hulle was saam by Engeland gewees, want hierdie Joe was mos nou ontleder vir lank by Engeland gewees. En Proudy sê Joe is 'n absolute towenaar as dit kom by rolmale en lynstaan spel. Wat ek dink goed is, dis my goed as ek dink nie jy kan ooit amper half te veel ontleders op 'n afrigtingspan hê nie. Jy weet, want daar's soveel data beskikbaar, soveel en jy weet selfs al nou verdeel jy net die werk, jy weet sê net maar jy begin nou voorberei vir die Julie toetse. Is dit Julie? Ja, is Julie. Ja. So jy kyk nou reeds na Engeland, Skotland en Wallis. Jy weet so nou kan jy kan die werk verdeel. Jy weet selfs jy kan sê okay, jy Lindsay Weyers, jy kyk na die verdediging, Joe jy kyk hier na wie is die ander Paddy. Is Paddy Sullivan? Hy's ook 'n ontleder daar. So jy verdeel daai werk of selfs as jy net groot fokus op een wedstryd het, sê nou maar 'n wêreldbeker eindstryd. Almal kyk na dieselfde ding, maar party ouens sien dalk 'n ding op 'n ander manier. So ek dink nie daar kan ooit by ontleder want die ontleder is nie regtig, hy's intern, sy kommunikasie is intern na die afrigtingspan. Jy weet so, hy gee inligting wat die afrigtingspan dan aanwend. So daar's nie gemengde boodskappe wat uitgaan na die spelers toe, soos wat jy miskien kan kry. Ek dink nie dit is die geval by die Bokke nie, maar ek was 'n bietjie bekommerd toe Felix terugkom oor hoe Felix en Tony of hulle dieselfde taal gaan praat. Lyk of dit baie goed uitgewerk het as ons kyk na verlede jaar. Maar ek dink daar is so 'n geval in 'n afrigtingspan. Ek dink by ontleders, kry vir jou 40 ontleders. Jy weet, maak nie so, jy weet, soveel as moontlik inligting, verteer daai inligting, sit saam om 'n tafel, sê dit is wat ons gaan doen. So ek dink dis 'n baie goeie aanstelling. Ek hou ook daarvan dat ons die afgelope paar jaar eintlik al, jy weet, vandat Rassie oorgeneem het, begin ons weer hierdie al hoe meer en meer buitelandse invloede sien. En daai ouens, jy weet, daar's subtiele verskille wat ek nie noodwendig vir jou kan sê wat dit is nie, maar subtiele verskille in die rugby stelsel. Ek weet rugby is nou so geglobaliseer dat dit lyk omtrent oral dieselfde, maar daar is nog steeds subtiele verskille en selfs al is dit net klein tegnieke of wat ook al. En om so veel as moontlik van daai intelligensie in te kry van die buiteland af, jy weet, Wallis, Ierland, Engeland, Nieu-Seeland, dit maak 'n reuse verskil na my mening. Dit kan net goed wees as jy 'n sterk leier het wat, jy weet, die basies die boodskappe en so beheer wat jy uitstuur na die spelers toe.
En ek dink dit is presies wat Rassie doen. So ek dink dis goed en hy het uiteraard ook nou saam met Engeland gewerk en weet ons groot hoe slim is daai skuif? Ja. So dit maak ook nogal 'n verskil. So nee, ek dink is 'n goeie aanstelling. Ja, ek sê ek sien hy met 'n bietjie gardening leave tuinverlof. Ja. Ek kan verstaan dat hy sou moet, maar ek bedoel dis sommer nou wat se 2 maande, 3 maande dan sê Engels hier sou wonder of hy gaan mag doen. Met Formule 1 byvoorbeeld is dit maklik 6 maande tot 12 maande wat jy langs die kantlyn moet sit wat jy nie mag as jy by 'n ander span aansluit wat jy nie mag werk nie, weet 'n gewone restraint of trade. Dis interessant. Net vir jou ter afsluiting vir jou sê wat Johan ons vertel het oor die Felix Jones, Rassie en Jerry Flannery storie laas jaar. Toe hy vir Rassie bel, toe sê weet hulle kyk net die verdediging, kan Jerry kom help. Toe sê Rassie nee, maar Jerry is in Ierland, maar Felix weet alles. Laat hy kyk na die ding. Interessant, né? Ja. Ek wonder wat sy plan met Felix langtermyn. Ja, kyk Felix het ons nou saam met sy familie hiernatoe getrek. Hoe is ek bly nou Ons hier? gesin. Ja. Okay. Ja. Dis hoe ek dit verstaan. Dis hoe ek dit verstaan. So ja nee, ek dink dit is en hy's ook 'n ou wat regtig ingekoop het by die Suid-Afrikaanse kultuur, nê. So ja, hy voel amper vir my amper half soos Rassie se 2IC. Soos baas oor alles. Jy weet hy fokus op een ding nie, maar soos jy sê, as Johan sê Rassie sê Felix weet alles. Hy voel amper vir my half soos die tweede belangrik. En ons het in Chasing the Sun gesien hoe belangrik hy was. Ja. Rassie is die CEO en Felix is die Chief Operating Officer. Hy is die ou wat die wiele in die rol hou. Ja. Dis baie ek gaan daai lyn steel, gaan dit iewers gebruik. Goeie een. Ek sien gister hulle sê Dwayne Vermeulen is dalk die volgende Springbok afrigter. Ek weet nie waar ek dit raak gelees nie, maar my gevoel is ek dink Felix Jones moet 'n baie sterk kandidaat wees. Soos hy is 'n ere Suid-Afrikaner, né? Hy sal amper niemand sal 'n oogknip as hy die afrigter word nie. Ja, nee, verseker. Maar gelukkig hoef ons eers in 2031 daaroor te bekom. Ja, dis nog op eentjie weg. Hoorie, dankie Tinus, dit was baie lekker. Ek kan nog 'n uur met jou gesels, man. Ja, ek het dankie. Ding met Andre Pretorius wat ek nou moet opneem. So dankie vir die tyd, man. Ek waardeer dit. Lekker. Dankie en weet ons lekker.